Goeiemôre graad 10's. Ek wil net gou hierdie vraag met julle hanteer. Nou, hulle sê hierso dat jy twee grafieke moet teken, fx en gx. Fx is 12 op x plus 3. Dit beteken dus, weet ons dat daai 'n hiperbool is, met x in die noemer van die vergelyking wanneer die y alledig is. Onthou fx, is die funksienotasie, fx beteken y, en dan in die tweede vergelyking het ons gx is gelyk aan minus 2 tot die mag x, plus 4. Dit beteken dis 'n eksponensiële funksie wat ons gaan skets. So ons gaan dit dan doen. Dan sê hulle verder dat ons alle berekeninge moet toon ten opsigte van x afsnitte, y afsnitte. Dit is nie noodwendig dat daar altyd x en y afsnitte gaan wees nie. Ons moet ook die koördinate toon daarvan, en dan is dit ook belangrik dat ons die vergelyking se asymptote sal aandui. Nou, wanneer ek 'n vergelyking soos hierdie sou skets, 'n funksie, dan sal ek byvoorbeeld by fx eers begin met die asymptote. Nou, ons weet dis 'n hiperboolfunksie, so 'n hiperboolfunksie het 'n horisontale asymptoot, as ook 'n vertikale asymptoot, so ek gaan daarmee begin, en dan gaan ek kyk of daar enigstens x of y afsnitte gaan wees, en as daar gaan wees, dan sal ek dit bereken. So kom ons kyk gou eers met daai gedeelte van die berekeninge begin. So ek gaan eerstens sê hierso vertikale asymptoot. OK, vertikale asymptoot. Die vertikale asymptoot is x gelyk aan 0. So dis die y-as. So in graad 10, wat gebeur is, ons het 'n hiperboolfunksie, maar hy sal nie die y-as sny nie. En dit is hoekom ons 'n vertikale asymptoot het van x gelyk aan 0. Oralste op die y-as is x gelyk aan 0. So daai is belangrik. OK, dan het ons 'n horisontale asymptoot. OK, en die horisontale asymptoot is y gelyk aan q by die hiperboolfunksie, so dit is y gelyk aan 3. Dit is ons horisontale asymptoot. So dit beteken dat daar sal geen y-waarde wees vir wat die vergelyking gaan bevredig as y gelyk is aan 3 nie. So geen y-waarde gelyk aan 3 sal die vergelyking bevredig nie. So dit beteken dis 'n lyn waarna toe die grafiek sal neig, maar hy sal nooit by hom uitkom nie. So wanneer ek begin om die grafiek te teken ook, sal ek met daai begin. OK, nou x gelyk aan 0 beteken daar is geen y-afsnit nie. OK, maar daar gaan wel x-afsnitte wees. Kom ons kyk gou, x-afsnit. X-afsnit, vir die x-afsnit stel ons y gelyk aan 0. Y mag nie gelyk wees aan 3 nie, dan gaan ons die x-afsnitte kry nie, of nie x-punte kry nie. So as y gelyk aan 0, so ons kry 0, dis fx waarmee ons besig is gelyk aan 12 op x plus 3. Dit beteken as ek hy plus 3 oor wat ander kant toe, word dit minus 3, is gelyk aan 12 op x. OK, dan maal ons met 'n x, so ons kry min 3x, is gelyk aan 12, en dan kry ons, deel ons met 'n min 3, so ons kry dat x is gelyk aan min 4. Dus het ons 'n x-afsnit van min 4 en 0. OK, nou, wanneer ek dan in die grafiek wil skets, wat belangrik is dat ek hierdie grafiek nie kan skets net met een koördinaat nie. Nou, hiperbool weet ons het basies twee gedeeltes. Hy gaan in of kwadrant 1 en 3 wees, of in kwadrant 2 en 4. So nou, ek gaan net hier so 'n lyn trek, dat ons gx se berekeninge daai kan doen. So, dit beteken ek gaan 'n tabelletjie optrek, x en y, vir gx, en dan gaan ek ekstra koördinaatpunte vasstel. Nou, jy kan hierdie maar met 'n sakrekenaar doen. Ek gaan sommer vir jou wys hoe om dit sonder 'n sakrekenaar te doen, en dan gaan ons kyk wat se antwoorde ons alles kry, en dan gaan ek sommer vir jou wys dat die waarde wat ek gekry het vir min 4 en 0 is ook eintlik
uit die tabel uit kan ek dit vasstel. Kom ons kyk gou eens aan. Wanneer ek x-waardes kies, dan kyk ek na die vergelyking wat hulle vir my gee het. So ek kyk hierso na waardes van x wat byvoorbeeld in 12 kan ingaan, so faktore van 12. So kom ons sê maar 12, 12 is 'n faktor van homself. So as x gelyk is aan 12, dan gaan y gelyk wees aan 12 gedeel deur 12 is 1 plus 3 is 4. As x gelyk is aan 6, gaan ons kry dat y gelyk is aan 12 gedeel deur 6 is 2 plus 3 is 5. As x gelyk is aan 4, kry ons 4 en y gaan gelyk wees aan 3 plus 4 is 6. As x gelyk is aan, kom ons tot by 2, dan kry ons 12 gedeel deur 2 is 6 plus 3 is 9. Nou kan ons na die negatiewe kant te gaan, min 2, min 4, min 6 en min 12. So gaan 'n ekstra lyntjie trek daarso, ekstra tabelletjie intrek. So kom ons kyk, min 2, as x gelyk is aan min 2, kry ons 12 gedeel deur min 2, wat min 6 is, plus 3 is min 3. As x gelyk is aan min 4, kry ons 12 gedeel deur min 4 is min 3, plus 3 is 0. Ok, en hierdie is juis, min 4 en 0 is juis ons x-afsnit gewees. As x gelyk is aan min 6, kry ons 12 gedeel deur min 6 is min 2 plus 3 is plus 1. X gelyk is aan min 12, kry ons 12 gedeel deur min 12 is min 1 plus 3 is plus 2. Ok, en hierso het ek nou genoeg koördinate om my hiperboolfunksie te skets. Ok, so nou, wat ek kan doen is, ek kan my hiperboolfunksie skets. Nou, kom ons kyk gou, so ons weet hy gaan basies simmetries wees. Ok, so wat ek gaan doen is, ek gaan 'n y-as trek hierso. Ek hou daarvan om my y-as te benoem, so y en negatiewe y. Dan gaan ons 'n x-as hê. Ok, maar vir my wat belangrik is, kom ons kyk gou hierso 12, kan ons 12 eens opkry. As ek hom hier deurvat, beteken nie ek gaan noodwendig van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, as ek hom in die middel vat, die grafiek het plus 3 1 hier opgeskuif. So dit beteken, ek gaan nie noodwendig dit daar vat nie, ek gaan omtrent hierso vat. Ek gaan 'n halwe blokkie vat as een eenheid, sodat ek soveel as moontlik van die punte kan plot. So ons het hierso negatiewe x, en ons het hierso positiewe x. Ok, so wat ek gesê het is, ek gaan sê, daai is 0, dan sê ek, daai gaan wees 2, daai gaan wees 4, 6, 8, 10, 12. Min 2, min 4, min 6, min 8, min 10 en min 12. Ok, nou gaan ek hierso hê min 2, min 4, min 6, min 8, en ek het nie baie groot waardes anders as dit nie, hierso het ek dan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, so onthou wat ek vir julle gesê het dan, dat ek begin met die asymptote skets. So die asymptote, eerste asymptote wat ek het, is die x gelyk aan 0. Daai is 'n asymptoot, die y-as, oralste op die y-as is x gelyk aan 0. Tweede asymptoot, die horisontale asymptoot, uit die vergelyking uit kan ons sien, y gelyk aan q is ons asymptoot, so waar y gelyk is aan 3, en oralste hierso, hier kry ek dan my horisontale asymptoot. Onthou, asymptoot is 'n lyn waarna toe die grafiek sal nader, maar hy sal nooit by die grafiek of by die lyn uitkom nie, en hy sal nooit kruis nie, maar hy sal ook nie weer wegbeweeg na hom toe nie. So hy gaan na hom toe gaan, maar hy gaan nie weg van hom af beweeg nie, hy gaan na hom toe gaan, al nader, nader, nader. Jy gaan naderhand gaan dit lyk asof hulle
gaan kruis, maar hulle kruis nie. Ok, so hierdie is y gelyk aan 3. Dis my resultaat asymptoot. En nou gaan ek begin deur my x-afsnit te plot. Minus 4 en 0, en dis wat hulle vir jou vra in die vraaggedeelte, vra hulle dat jy met die koördinate aandui. So ek gaan min 4 en 0 daar aandui. Nou gaan ons kyk verder. Kom ons sê, min 12 gee vir ons 1, 2. Min 6 gee vir ons 1. Min 6 gee vir ons 1. Daar gee vir ons 4. Min 2 het vir ons minus 3 gegee. Minus 3. Dan gee min 4 vir ons nog net gekyk hierso. So daar het ons nou genoeg punte. Ok, as ons byvoorbeeld, ons het nou nie min 1 gevat nie, maar as daar min 1 was dit 12 gedeel deur min 1, dit is min 12 plus 3 is min 6. So dan sou hy hier gewees het. Ok, so dit beteken ek kry hierso, nou moet ek maar mooi een gedeelte van my en onthou hy nader na die grafiek toe. Ok, hier is net die een gedeelte. Op die lyn skryf ek, of die grafiek funksie wat ek geskets het, skryf ek daar so f. Die ander gedeelte van die eksponensiële, die hyperboolfunksie, was aan die ander kant. So, kom ons kyk gou hier, so dan as ons sê, as x gelyk is aan 2, gaan y gelyk wees aan 9, so dit is dan daar. As x gelyk is aan 4, gaan y gelyk is aan 6, x gelyk aan 6, gaan y gelyk wees aan 5, en dan x gelyk aan 12, gaan y gelyk wees aan 4. So julle sal weer eens sien, hy gaan na daai toe, hy kom na hom, maar hy gaan hom nie sny nie. So wat ek dan gaan doen is, dan gaan ek hierdie gedeelte hier so vat, en ek gaan dit intrek, en dit is die tweede helfte van hierdie hyperboolfunksie. So die tweede helfte moet ek ook benoem, so daai gaan ek dan nou skryf f. So as ek nou enigstens 'n ander grafiek by hierdie ene sou teken, dan sal ek vir jou kan sê dat hierdie grafiek is die f-funksie, omdat hy benoem is, so die ander grafiek wat ek hierby teken, gaan ek dan benoem g, en dan gaan ek duidelik kan onderskeid tref tussen die twee. Ok, nou gaan ons kyk na die g-funksie. En jy sal dan nou sien, dat ek gaan nou maar met 'n ander kleur, gaan ek die g-funksie se berekeninge doen, en dan gaan ek die g-funksie met 'n ander kleur aandui. Dan is dit ook so, vir my 'n manier om onderskeid te tref tussen die twee. Weereens, by eksponensiële funksie het ons asymptoot, by eksponensiële funksie het ons net 'n horisontale asymptoot, so ek gaan begin met horisontale ok, ek gaan net hier so skryf g x, en dan gaan ek hier so voorbo skryf fx. So hier is al my fx se berekeninge, hierdie is al my gx se berekeninge. Ok, so eerste ding wat ons gaan doen hier so, horisontale asymptoot is weer eens y gelyk aan q, so y gelyk aan plus 4. Ok, so as ek aangaan, gaan ek hom sommer skets, so y gelyk aan plus 4. So wat dit beteken, daar so by y gelyk aan plus 4, hier so gaan ek 'n lyn kry, en hierdie lyn sal genader word deur die grafiek, maar hy gaan nooit by hom uitkom nie. Ok, ek gaan nog nie die grafiek so goeders byskryf nie. Ja, kom ons kyk maar hierso. Y gelyk aan 4. Dis reg. Ok, daar so hy. Dit is belangrik ook dat ons die vergelykings van die asymptote byskryf. Want dit is gedeeltes waarvoor ons punte kry. En ja, ons moet dus die vergelykings van die asymptote byskryf. So, kom ons kyk gou. Nou het ek dit, en nou soek ek koördinaatpunte.
So, ons kan duidelik sien, hierdie grafiek y gelyk aan plus 4 is 'n grafiek wat opgeskryf het, maar omdat hy negatief het daar, kom ons kyk gou. So, kom ons sê x afsnit, gaan ons y gelyk aan 0 stel, y gelyk aan 0, dan kry ons hier so 0 is gelyk aan minus 2 tot die mag x plus 4, kry ons hier so minus 4 minus 2 tot die mag x, kry ons dat 2 tot die mag x gelyk is aan, so die minus gedeeld deur die minus geef my plus, en dan geef my 2 tot die mag 2, dus kry ons dat x gaan gelyk wees aan 2, en dus het ek 'n koördinaat van 2 en 0. Dis maar net 'n oplos van 'n eksponensiële vergelyking. Nou gou hierso vir julle iets verduidelik. As daai 'n minus 4 was, en ek sou dit oorgevat het aan die ander kant, sou dit plus 4 geword het. En minus van 2 tot enige mag kan nie vir jou 'n positiewe antwoord gee nie. Dit beteken ek sou nie 'n x-afsnit gehad het nie. So, jy gaan ook sien wanneer ek hierdie grafiek gaan skets, kan ek duidelik sien, omdat dit 'n negatiewe eksponensiële funksie is, daar's 'n negatief voor daai, gaan die grafiek onder die asymptoot lê. So hy gaan onder die asymptoot, so hy gaan hierdie kant lê. Daarom weet ek, gaan ek 'n x-afsnit hê en 'n y-afsnit. So daardie stukkie van informasie of daai teorie moet jy ook maar ken. Dit gaan jou help met dit. Okay, so ons het 'n x-afsnit, 'n eksponensiële funksie sal altyd 'n y-afsnit hê. So kom ons kyk gou y-afsnit, daar stel ons x gelyk aan 0. So dan kry ons y gaan gelyk wees aan minus 2 tot die mag 0 plus 4. So dit gee vir my dat y gaan gelyk wees aan minus 2 tot die mag 0 is 1, so dit is plus 4, soos minus 1 plus 4, dit is plus 3. So dan kry ons y-afsnit van 0 en 3. Okay, so op hierdie stadium het ek my horisontale asymptoot. Ek het 'n y-afsnit van 0 en 3, dis daar, en ek het 'n x-afsnit van 2 en 0. Daarso. Nou, ek kan nie hierdie grafiek net met 2 punte skets nie, ek gaan net 'n paar, so 2 ekstra punte hierse uitwerk, so kom ons kyk gou. So ek gaan weer eens 'n tabelletjie gebruik, jy kan my saakrekenaar gebruik daarvoor. Okay, so kom ons kyk gou. Ek gaan, kom ons sê x se waarde gelyk aan minus 4 maak, dan kry ons minus 4, en so dan gaan ek 'n punt kry hier ergens wat ek gaan plot, en ek weet hy gaan nie oor daai lyn kan gaan nie, en dan gaan ek net so 'n bietjie verder hier, so kom ons sê x gelyk aan plus 4. X plus 4. As ek daai 2 waardes het ek genoeg waardes om die grafiek te plot. So kom ons kyk gou. As x gelyk is aan minus 4, dan kry ons hierso, as x gelyk is aan minus 4, kry ons dat y gaan gelyk wees aan minus 2 tot die mag minus 4 plus 4. Okay, daar gaan ons 'n waarde kry. So is minus 2 tot die mag minus 4 is 'n 16de. So dit gee vir my dan 3 en 15 16des. Van is minus is 16de. Okay, en dan as x gelyk is aan plus 4, waar die minus 4 is 'n 16de, onthou minus 4 word plus 4, dan word dit 1 op 2 tot die mag plus 4, so 2 mal 2 is 4, mal 2 is 8, mal 2 is 16. So dis hoekom dit minus 'n 16de is vir daai gedeelte, maar jy kan met jou saakrekening dit ook doen. So hier het ons minus 2 tot die mag 4 is minus 16, minus 16 plus 4 geef my minus 12. Okay, so x gelyk is aan 4, 8, 10, 12, so dit gaan wees hier ergens, daar gaan ergens 'n punt hê, minus 12, okay, en dan het ons
hierso minus, of nee, 3, minus 4, 3 en is amper 4, kry ons daar 'n punt, en hy neig na die asymptoot, hy gaan nie weg van hom af nie, deur die afsnit, en dit is een van die dinge wat ek vergeet het, en ons het ons vorm van ons grafiek, en daar is hy, neig na hom toe. Wat belangrik is, hierdie is wat ek sê, wat ek vergeet het, my eie afsnitwaarde, en, daar is 'n 3, 0 en 3, en hierdie is 2 en 0. En wat belangrik is, ons skryf op die grafiek self, skryf ons by G. En daar is ons grafiek geskets. Dit is dan nou vraag 5.1, 5.2, sê hierso teken die lyne van simmetrie vir fx en bepaal hul vergelykings. 'n hyperbool het 2 reguit lyne, wat simmetrie asse betref. Daai 2 reguit lyne is lyne waarop die grafiek sou buig. En dit gaan altyd deur die kruispunt van die 2 asymptote. So hy gaan deur die kruispunt van die asymptote gaan, daarso is die een asymptoot, daar is die ander asymptoot, so hy gaan altyd deur rondgaan, ek gaan dit met die blou trek, en dan wat ons sê is, dit sal wees plus 2, min 2, min 2. En hy het 'n helling, en sy helling wat hy het is, hierdie is 45 grade, so dit is 'n helling van plus 1, m gelyk aan plus 1. Is die 1 simmetrie as, so dit is y gelyk aan, nou sy helling is 1, hierdie ene, so dit is 1x, en plus sy y afsnitwaarde is plus 3. Dan is die ander ene, so as ek hom op daai lyn vou, dan gaan daai gedeelte op daai gedeelte lê, hierdie gedeelte gaan op hierdie gedeelte lê, maar as ek hom ook so vou, dan gaan daai ene op hierdie helfte lê, so hy gaan weer deur die kruispunt van die 2 asymptote, maar in hierdie geval het hy 'n negatiewe helling van die positiewe x-as afgemeet 135 grade. En gewoonlik teken ons simmetrieasse in deur gebruik te maak van stippellyne. Selfs as wat ons asymptote aandui. Hier is my ander simmetrieas. Weer eens 'n reguit lyn vergelyking is mos y gelyk aan mx plus cm. M se waarde in hierdie geval sal minus 1 wees. Soos minus 1x, soos minus x, plus c is die y-afsnitwaarde, c is dan 3. So dit is met 2 vergelykings, so ek gaan die 2 vergelykings hier neerskryf, y gelyk aan x plus 3, en y gelyk aan minus x plus 3. So dit is my 2 simmetrieasse van my vergelyking. Nou vra hulle hierso vir watter waardes van x is fx groter as 0. Nou gaan ek my papier net so 'n bietjie opskuif, sodat ons daai kan sien, nou nie meer die berekeninge nodig nie. Wat hulle hierso bedoel is fx, so ons kyk na die f-grafiek, daar is die f-grafiek, daar is die f-grafiek. Hulle sê die f-grafiek moet groter wees as 0. Dit beteken, waar lê die f-grafiek groter as 0? Bo die x-as. So daardie gedeelte gaan dan wees hierso, is alles, ek maak net geseker, ja, groter of gelyk aan. 'n grafiek is gelyk aan 0, waar hy die x-as sny, daar is hy gelyk aan 0, daar is hy groter as, en vir hierdie gedeelte hierso, is hy groter as 0. Lê hy bo die x-as. Is net vir hierdie gedeelte wat hy kleiner is as 0, en hy is gelyk aan 0 by x gelyk aan minus 4. So, wat ons hierso gaan sê, ons gaan sê vir x
'n element van min oneindig tot by 4, min oneindig, tot by minus 4, maar minus 4 ingesluit, want hy is gelyk aan 0, en die vergelyking het gesê groter as en gelyk aan 0, so hy is gelyk aan 0 op die x-as. Okay, dan verder, of waar x groter is as 0, want hy kan nie gelyk is aan 0 nie, want dit is een van die waardes wat x nie mag wees nie, dis 'n asymptootwaarde. So ronde hakie 0, kommapunt tot by plus oneindig. Wat belangrik is, hierdie is nie 'n blokhakie nie, dis 'n ronde hakie, want die x gelyk aan 0 waarde is nie ingesluit nie. So vir daardie grense van links na regter grens, van min oneindig tot by plus 4, is die f-grafiek bo die x-as, en vir 0 tot by plus oneindig is die f-grafiek bo die x-as. Ok, nou vra hulle verder vir watter waardes van x is gx kleiner as 0. So kom ons kyk gou na gx. Gx kleiner as 0, net kleiner as, nie kleiner as en gelyk aan nie. Kleiner as 0 beteken onder die x-as, so dis hierdie gedeelte hier so, stem julle saam. So nou gaan ek en ek sê vir x 'n element kleiner as 0 van links. Ok, 2 tot by maksimum grens is oneindig. Ok, maar oneindig is uitgesluit. 2 is uitgesluit, hoekom is hy uitgesluit? Want by 2 is hy gelyk aan 0, maar dan sê nie kleiner as en gelyk aan 0 nie. So dit is hoekom ons sê 2 uitgesluit. Laaste 2 vrae hierso, skryf die vergelyking van hx, die refleksie van gx om die x gelyk aan 0 lyn. So hx is die vergelyking wat dan so sal lyk. Ok, so die y-waardes gaan dieselfde bly, maar die x-waardes gaan verander. So kom ons kyk gou. Vir 'n refleksie van enige punt om die y-as is daar 'n algemene reël wat gaan sê, maar die x-waardes word negatief en die y-waarde bly soos hy is. So dit is dan die reël wat ek basies gebruik om vir hx vas te gaan stel. Hx gaan gx wees. Onthou, wat was gx gewees? Kom ons kyk. Gx was gelyk gewees aan min 2 tot die mag x plus 4. Hx gaan gelyk wees aan gx, maar die x-waarde wat hy daar gehad het, moet minus x word, plus 4. Dan beteken dit gaan mekaar se refleksies wees om die x gelyk aan 0 lyn. So al wat ek doen is, hx is gelyk aan, en tot die mag min x gee vir my minus, en dan sit 'n half tot die mag x plus 4. Want min 2 tot die mag min x, ek wil hom nie met 'n negatiewe eksponent skryf nie, skryf hom met 'n positiewe eksponent. Ok, want dit was die 2 wat tot die mag min x is, die minus voor hom is apart, so as ek wou gehad het, die minus moes deel gewees het daarvan, dan sou ek het so gedoen het. In elk geval, die eksponensiële funksie bestaan nie, so daarso is my vergelyking dan. Ok, dan laaste ene hierso, vra hulle vir jou, skryf die vergelyking van kx neer, die dit fx is wat 3 eenhede vertikaal afwaarts transleer is skuif, ander woord vir transleer, so die f-grafiek moet 3 eenhede afskuif, daarso het ons 'n asymptootwaarde van y gelyk aan 3, so as daai ding 3 eenhede afskuif, gaan fx se asymptootwaarde wees x gelyk aan 0, x gelyk aan 0 en y gelyk aan 0. So hoor is dat die asymptoot gaan y gelyk aan 0 wees, so dit gaan wees kx is gelyk aan, die vorm gaan steeds dieselfde bly, dus dit gaan nog steeds 12 op x wees. Ok, in steede van plus 3, moet hy 3 eenhede afwaarts skuif, so
Kom ons skryf daai algemene reël neer. So gaan wees xy word xy en nou, eerder gaan nou snaaks lyk, maar plus 3, as ek plus 3, gaan hy oorskuif aan die kant toe. Kom ons kyk gou wat gebeur. Ek wil gou dit vir julle wys. So 'n klein bietjie opskuif hierso. So as ek skryf fx is gelyk aan 12 op x plus 3, as fxy is gelyk aan 12 op x plus 3. As ek 3 byvoeg, waar hy staan, dan gaan ek kry, dus kx is gelyk aan y plus 3 is gelyk aan 12 op x plus 3, en y, wat dan kx gaan wees, is dan y is 12 op x plus 3 oor aan die kant toe, minus 3, en daar so is hy. Dis die algemene reël vir 'n vertikale translasie, soos hulle sê, hy gaan afskuif, dan tel ons by hierdie y by. As hulle sê hy gaan opskuif, dan sal ons hierso aftrek, hierso by die x, by die y. As hy na links gaan skuif en regs gaan skuif, dit gaan ons volgende jaar doen, dan gaan ons sulke links en regs translasies plaasvind. Hy gaan skuif na links, hy gaan skuif na regs. Okay, maar hierdie is vertikale translasies, glad nie horisontale translasies en glad nie. Vertikale translasies op en afskuif. So as hy opskuif, gaan daai minus wees, as hy af is, gaan daai plus wees. Okay, en dit is dan basies die algemene reël wat jy gaan toepas om die vergelyking vas te stel. As jy graad 10, dit is dan ons les vir vandag. Baie sterkte, ek hoop julle het daarom ietsie uitgeleer. Geniet dit, lekker dagie verder.